Welkom terug by die groot ontbyt. Ons gesels môre oor 'n baie interessante onderwerp. Kyk, meeste van ons dink Kersfees is soms die reuk van gemmerkoekies en pypkaneel of jy weet dan 'n knetterende vuur dalk iewers waardlemoen. Dalk is dit jou reuk vir Kersfees. Maar geure het so 'n groot rol. Dit speel so 'n groot rol emosioneel. Nie net emosioneel nie, maar ook as dit kom by dinge soos trauma, herinneringe en die verwerking daarvan, maar ook die genesing daarvan. En dis waaroor ons môre gaan gesels. Ons wil weet hoe ruik Kersfees, wat in wese 'n genesing is, nee. So ja, ons gesels môre met Eunice, julle ken vir Eunice van ons inspirasie oomblik af en ook met Dr. Kobus môre in die ateljee by ons kuier en ons praat oor die geure van Kersfees. Goeiemôre julle. Goeiemôre. Goeiemôre. Baie dankie vir die voorreg. Dis lekker om julle by ons te hê. Heerlik. Ons begin by Kersfees as 'n reuk. As 'n mens nou Kersfees moet identifiseer volgens jou neus, dan kom daar 'n klomp goed uit. Maar dis verwant aan die spesifieke reuk wat jy met Kersfees natuurlik assosieer en dan kom die herinnering, nie waar? So vir my is die reuk van Kersfees eerstens 'n vreeslike verblydende reuk. Ek hou van die reuk van kaneel soos jy genoem het. En tweedens omdat ek die reuke van die Bybel ken, is die reuk van goud, wierook en mirre. Daardie wierook is eintlik frankincense. Dis nie die wierookstokkies wat ons ken en koop nie. Daardie frankincense is eintlik wat ons ken as ons in Europa in die kathedrale instap. En hulle brand daardie wierook. Ek gaan dit nou maar in Afrikaans wierook noem, alhoewel dit nie die stokkie is nie. Hierdie is die gomme wat hulle op daardie sensors sit. En dan swaai hulle dit en dan gee dit hierdie spierwit rook af. Nou daardie reuk is vir my onbeskryflik deel van hoe Kersfees ruik. Dr. Kobus, as ons kyk na reuke van 'n neurologiese perspektief, hoekom bring dit so baie herinneringe en emosies uit? Kyk, binne in die sensoriese van die liggaam en hoe die liggaam werk, jou oë, ore, neus, proe, voel, al daardie sensoriese kommunikeer deur na jou brein toe, na jou neurostelsel toe. So wat jy is opsigtelik ervaar, ruik, daai, dit wat jy sien, wat inkom, dit speel deur in jou neurostelsel en dit gaan na spesifieke areas van jou brein toe, deur wat ons ook jou limbiese stelsel noem. So van in hierdie limbiese stelsel het jy jou hippocampus, jy het jou amygdala, jy het jou thalamus, jy het 'n klomp ander gedeeltes wat belangrike rolle speel en dan aktiveer dit wat jy ruik, dit wat jy sien en dit wat jy hoor, aktiveer wat jy proe en voel. Aktiveer daardie areas. Jy het die 2 primêres, eintlik 3 primêres, dis jou thalamus, dan jou hippocampus en dan jou amygdala, deel van jou brein. Jou hippocampus deel normale geheue, wat dit stoor, dit wat goeie geheue is, dit wat jy onthou, as jy die reuke van Kersfees kry, dan vat dit jou terug na 'n bepaalde area toe, 'n gesonde area, na 'n huisgesin toe, na almal om die tafel, lekker kuier, so aan. As dit trauma verwant is wat ons nou ook bewus is daarvan, kom ons sê die geure van Kersfees vat jou terug na verlange toe. Iemand wat dalk afgesterf het of op Kersdag het daar iets baie sleg met jou gebeur. Dan vat dit jou in jou amygdala deel van jou brein in. Jou amygdala deel stoor trauma, daardie klas van goed in chaos. Met ander woorde, dis nie georganiseerd nie. En dit krap jou hippocampus deel van jou brein om. Nou jou thalamus is soos 'n treinstasie. So al hierdie sensoriese wat inkom, maak nie saak of jy sien, hoor, voel, ruik nie. Al hierdie sensoriese wat inkom, gaan sit op hierdie treinstasie. Die treinstasie gaan dus net soos 'n treinstasie met al hierdie spore wat uitgaan en dan gerangeer word na waartoe dit moet oralste gaan. Nou die amygdala deel van die brein kan kom en jou hele lewenswyse kan dit kom deur mekaar krap. Die thalamus, as hy 'n sein stuur na die hypothalamus toe, kan dit hormonaal, jy kan begin om te eet of dors te raak. Daardie klas van goed word geaktiveer. 'n fisiese reaksie. Ja, fisiese reaksie. Jy beleef dit. So intern word hierdie goed gekanaliseer. Nou, hierdie is 'n bold uitspraak, want dit is nog nie heeltemal bespreek nie, maar vir my is jou neurostelsel binne in jou 5 sintuie is dit jou 6de sintuig vir my. Want dit wat jy van hier af ervaar, beleef en wat jy binnekant
kommunikeer word ervaar en dan word dit teruggespeel. Van binne af na buite toe. Ja. So min of meer. As 'n mens is positief en negatief, dit kan alles verwerf word op 'n manier. En nou begin mense dink aan die reuke van Kersfees as goeie reuke, as positiewe reuke, amper as heilige reuke. Wat sal dit dan heilig maak vir 'n mens wat dit ruik? Ek glo die assosiasie wat jy daarmee het. En dan spesifiek vir my gaan dit, as jy dit vir my sou vra, sou ek sê waar begin die waar connect dit? Ja. En vir my is dit, as dit in die woord connect, soos met die wete dat daar 3 geskenke was tydens Kersfees, goud, wierook en mirre, dan kom dit vir my terug na die woord toe en dit heilig dit vir my. Maar dit herinner my aan 'n parfuummaker. Ek het 'n voorreg gehad om 'n parfuumwerkswinkel te kon doen in Frankryk so 'n paar jaar terug, en die parfuummaker het vir ons gesê daar's geen verskil tussen ons neuse en haar neus nie. Die enigste verskil is dat sy 'n emosionele woordeskat vir reuke het. En jy het dit nou al klaar so mooi Peer al begin aanraak. En dit is dat ons beleef reuke, maar die parfuummakers weet baie goed dat ons het eintlik 'n geweldige emosionele belewenis, en hulle het die emosionele woordeskat. En dit is wat ek dink belangrik is vandag, is dat ons kommunikeer om vir mense te sê, jy het 'n gegewe, ek wil sê al klare biblioteek van reuke en herinneringe, maar weet dat dit instrumentaal is. Jy kan reuke nie invoer om slegte trauma mee te vervang. Soos 'n berading dan nou. Soos terapeuties. Exactly, absoluut. As ons dit kan snap, is dat om te weet 'n reuk bring vir my emosies na vore, want dit is hoe hy verduidelikheid in die limbiese deel van die brein gebeur. En nou kan ek 'n slegte herinnering vervang met 'n nuwe reuk. Mense het die keuse. Ja, jy het die keuse, en ek dink daai om dit intentioneel te gebruik, dis sal vir my die wonderlikste boodskap wees om dit hierdie Kersfees deur te gee. Eunice, was jy betrokke by so 'n situasie waar iemand genesing of vrede dalk gevind het deur hierdie Here? Ja, ek het geweldige voorreg al daar gehad. Een spesifieke verhaal was, ek moes by 'n vroue landbouunie gaan gesels oor mirre. En ek stuur toe vir die vrouens 'n botteltjie mirre omdat hulle ruik, hoe ruik dit? En toe almal uitstap om koffie te gaan drink, toe kom daar 'n jong vroutjie na my toe en sy sê toe vir my, sy werk in 'n kindersaal by 'n hospitaal. En sy het nou vir my 'n vraag. Nou, een van die goed wat ek in my lesing vir hulle genoem het, was dat die Bybel praat ook van mirre in die boek van Hooglied. Hooglied 1 vers 13, wat sê, my beminde is 'n bossie mirre wat rus op my bors. En sy kom sê toe vir my, ek wil net vir jou vra, ek het hierdie mirre nou geruik, maar verstaan ek Hooglied reg as dit sê dat my beminde, is dit Jesus? Vra sy vir my. Ek sê definitief. En sy sê, weet jy, maar dan verstaan ek nou iets. Ek is 'n verpleegster, ek werk in die kindersaal. Sy sê, maar ons as verpleegpersoneel weet wanneer 'n kind so siek is dat sy uit dit nie gaan maak nie. Sy sê nie oor ons kennis nie, maar oor 'n reuk wat daar om hierdie kind begin hang. Sy sê, ons weet dan voor die ouers, ons weet voor die dokters dat hierdie kind gaan dit nie maak nie. Ja. Sy sê, en toe ek die mirre ruik, toe weet ek, maar dit is die reuk wat om die kind hang. Nou ek wil vir julle sê, op daai oomblik toe sak my moed in my skoene, en ek dink toe, ek wil nie hê die reuk van mirre moet soos die dood ruik nie. En ek los haar dat sy praat, en sy sê, maar as dit waar is, dat my beminde Jesus is, wat 'n bossie mirre is, wat rus op my bors. Dan beteken dit hy is daar. Yes. En sy sê, dan daag hy op om daai kind te kom haal. Dis baie. En hy het vandag opgedaag. Daar sê, en dit is wat reuke wat in die Bybel anker se krag is. Baie dankie Eunice, baie dankie Dr. Kobus. Ons het heeltemal uit tyd uitgeloop. Ek wens ons kon verder gesels. Dankie vir die kuier, dankie vir die lekker. Dankie vir die feit dat 'n mens weet jy kan op Kersdag eintlik 'n daadwerklike verskil maak deur die reuk wat in jou huis is en rondom jou is en by jou mense is. En gebruik daardie reuke. Dankie dat julle moeite gedoen het om vanmôre te draai. Ja, groot voorreg, en as ons net kan onthou dat almal se geure van Kersfees is nie dieselfde nie, en die ou wat onder die boom slaap en die ou wat in 'n huis bly, se geure is anders. Kom ons dink aan elkeen met liefde en genade. Ja. Dankie vir die voorreg. En liefde is die groot en geur van daarvan is Kersfees. liefde die grootste. Amen. Ja, die grootste Baie geur. dankie dat julle hier was. Nou daai het jy dit, nê? Daarvan is liefde die grootste vandag.
Baie dankie aan Eunice en aan Dr. Kobus. Ons is nou weer terug.